Here, ons kom bring dan onsself vanoggend aan U toe. Ons wil ook lewende en heilige offers wees. Here, dankie dat ons nie iets in ruil vir U hoef te gee, vir U genade nie. Dat ons nie U liefde hoef te verdien nie. In hierdie wêreld werk dit dikwels so, dat ons osself mekaar se goeie boekies moet inkry, dat ons iemand se liefde sal ontvang, indien ons vir hulle iets terugdoen, of iets teruggee. By U werk dit net mooi andersom. Nog voordat ons vir iets kon gee, nog voordat ons U kon lief hê, het U ons lief gehad, selfs nog voordat ons gebore is. Voor alle tye was ons name in die groot lewensboek opgeskrywe in die hemel. Het U self vir ons kom uitkies. En dit is genade, Here. Dit is wat dit beteken om begenadig te wees. Ons sou dit nooit kon verdien nie. En Here, deur die Heilige Gees laat ons regtig nooit so daaraan sal dink nie. Dat ons onsself nooit as meerderwaardig teenoor 'n ander broer of suster of 'n ander mens sal beskou nie. Al sit daai mens met verslete klere en 'n stinklyf wat weke laas gebad het langs die pad in bedel. Ons is nie beter as iemand anders nie. Want ons almal, ryk en arm, siek en gesond, gelowig of ongelowig, oulik of mislik, klein of groot. Here, ons is na U beeld geskape. U het almal lief. So lief dat U die enige gebore seun na hierdie aarde toe gestuur het. En Hemelse Vader, as dit U voorbeeld was, as Jesus vir ons kom wys het, dit gaan nie oor hoeveel geld jy in jou kind se hand stop, of wat se mooi woordjies jy praat nie. Dit gaan oor tot watse mate jy bereid is om jouself op te offer vir die een wat jy liefhet. Here, dan weet ons wat ons te doen staan. Help ons om uit ons gemaksones uit te klim, o Here. Ons bid dit, ja, weer eens, Here, vir ons families, ons gesinne. Maar ons bid dit ook vir Wesgemeente, dat ons altyd 'n dienende gemeente sal wees. 'n hartlike gemeente, 'n warm gemeente, 'n gemeente waar ons weet, hier het ek my plekkie gekry, om vir God te aanbid, so te aanbid, en so te dien op die manier, hoe ek my naaste liefhet. Here, gee dit asseblief vir ons. Help ons om los te kom van onsself, ons selfsug, ons selfgedrewenheid. En Here, laat ons daai bekommernis, en daai wrokkigheid, sal aflê, en U genade, U liefde, en die nuwe lewe wat U skenk, te ontvang, en dit te gaan gee. Breek nou die woord vir ons oop, o Here. Amen. Ellen, dankie, ek sien my Bybel is klaar oop by 1 Johannes 4. Kom ons leer dan, en ons luister, as Johannes hier skryf deur die leiding van die Heilige Gees. Geliefdes, moenie elkeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie. Want daar is nou reeds baie profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen. Ondersoek of sy Gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees van God wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichrist, die gees wat julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld. En wat hulle sê is dis van die wêreld afkomstig. En die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God. En wie vir God ken, luister na ons.
Wie nie aan God hoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid, die gees en die gees van die dwaalleer onderskei. En ek wil baie graag die volgende net so 'n paar verse uit die volgende gedeelte lees, want ek dink dit hang baie nou saam met die eerste verse van hoofstuk 4. Baie bekende gedeelte. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dan gaan Johannes voort eer te sê, maar God se liefde word geken in die liefde wat Jesus aan ons bewys het. Ons skriflesing tot sover. Wat 'n interessante tyd waarin ons lewe. Ek wil amper sê opwindend, maar vir party mense is dit 'n bietjie minder opwindend as vir ander. Kom ons gebruik die woord uitdaging, want ons lewe nou spesifiek in 'n tyd waar sosiale media wonderlike goed doen. En ek bedoel, nuus is op die punte van jou vingers. Jy weet onmiddellik as iets in die wêreld gebeur. Vat nou byvoorbeeld daai bombardering tussen Israel en Gaza. Dit gebeur, dit kom die nuus op ons selfone. Maar nou gebeur daar 'n ander ding en dit is so moeilik om te kan onderskei wat is waarheid en wat is nie waarheid nie. Fake news, valse beriggewing, wat sê Afrikaans daarvoor. En jy moet baie mooi kyk, want dit is nie baie eenvoudig om hier te kan onderskei wat is waarheid en wat is nie waarheid nie. Ons het selfs met 'n ding soos AI, Artificial Intelligence. Ek weet nie waar gaan dit eindig nie, maar wow, wat 'n slim ding is dit nie. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar selfs prentjies, foto's wat jy sien, dan lyk dit soos 'n regte foto van iets wat gebeur het. Dan is dit 'n computer-generated beeld. Of daar, die ding maak sommer enige fopnuus, daar is die woord, fopnuus op. En hoekom lag jy? Klink fop soos iets anders. Fopnuus. Ons moet mooi kyk nou. Ek dink is deel van ook volwassenheid in ons hedendaagse era, is om te kan onderskei wat is waar en wat is vals. En dit het al hoe meer ons as ouers, of kom ons sê dan nou, ons as vaders ook, 'n rol in ons opvoeding geraak om kinders te leer om te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Wat is die weg van die waarheid? Want daar selfs mense, lees aan die kerk, ons eie denominasie, professore en dominees, wat vir mense kom leer, dit wat vir meer as 2000 jaar as waarheid beskou is van God se woord, is nou nie meer van toepassing. Ons is verlig, ons is nou so slim, jy hoef nie meer hierdie weg van God te bewandel nie. Daar is eintlik nie meer reg en verkeerd nie, jy kan doen soos wat jy wil, want God het jou ons in elk geval lief, net soos wat jy is. En daarom keer hy sommer al jou dade goed. Genade is ontsaglik groot, onbeskryflik groot, soos die lied sê. Maar dis duur. Dit het die Here Jesus duur gekos toe hy sy lewe kom opoffer het, sodat ons die volle waarheid van God mag ken en kan beleef. En as jy dit ontvang het, hoekom wil jy enige iets anders as dit hê? Hoekom sal jy vir jou kinders byvoorbeeld enige iets anders as dit gaan leer? Die onderskeid van die geeste leer die Bybel ons. En dis nie sommer net beeldspraak nie. Geliefdes, in hierdie wêreld waarin ons leef, sê Johannes, is die duiwel waar? Hy sê al onder die grond ergens op 'n warm plek nie. Hy is op aarde op hierdie oomblik. Ons kan nie vir hom en sy demone sien nie, maar hulle is daar. En hulle uitsluitlik, hulle enigste doel is om dit wat God mooi en goed gemaak het af te breek. Hierdie geeste se uitsluitlike doel is om dit wat waarheid is, verwronge te kom maak. Dit te kom verpak, dat dit lyk soos waarheid. En mooi en lekker lyk en voel. En selfs reg voel. Maar dit is uit die hel uit. Want dit is leuns. En mense
En hulle massas loop agter hierdie valse leraars, soos Johannes sê, aan. En nou sit ons met 'n taak. Ek is ook 'n pa. Ek moet vir daai klein mensies op 'n manier leer wat is waarheid. Ons het gelees van Jesus se liefde. Dis 'n oproep van God self af dat ons elke lering moet toets, dat ons hierdie onderskeidingsvermoë moet wees, dat ons waaksaam moet wees, dat ons nie dalk op 'n ander pad is as die pad van God nie. Dat ons nie ander bronne neem as hoe ons kinders moet opvoed en moet grootmaak nie, as wat God ons leer nie. En dis nie geheim nie. Dis moeilik soms, bitter moeilik, maar dis nie geheim nie. En van die boodskap ook, dis nie ondoenbaar nie. Hoekom? Want ons het die voorspraak ontvang. Ons het God se gees wat in stryd is met die anti-Christus se gees en die wêreld se gees reeds ontvang. Ons het God se woord en daarom weet ons wat om te leer. Maar natuurlik, soos ons nou lankal weet, dit wat ek met die mond sê en leer, is een metode, 'n goeie metode om ander mense te leer. As ek 'n profeet van die waarheid wil wees, dan moet ek praat. Maar vaders is veronderstel om God se liefde te verkondig. Die Bybel sê dit ook, spreek elke dag God se seën oor jou kinders uit, bid dit hulle toe. Maak 'n punt daarvan om oor God te praat en God se dinge. Maar as dit by die praktiese kom, by die uitleef daarvan, wat 'n beter voorbeeld vir 'n pa of 'n ma om hulle kinders te wys. So lewe ek. Jy kan, mag en moet maar ook doen soos ek doen, want hulle gaan in elk geval doen wat jy doen. Dis die reine waarheid, ek het dit al gesien. Jou kind sal doen wat jy doen. Wanneer leer ons God se waarheid? En hoe doen ons dit? Kom ons sê in die eerste plek van mekaar altyd orals. Daar's tye wat dit maklik is om 'n goeie voorbeeld te wees vir ander mense, om 'n goeie ouer te wees. Maar daar's tye wat dit bitter moeilik is. Ek wil sê vrek moeilik is. Dan meer as ander kere moet ek dit doen. Kyk wat uit jou mond uitkom. Kyk wat jou handelinge is. En dis nooit te laat nie. Soos dit ou mamas en pappas vanoggend. Jy's nog steeds. Want as dit nie meer vir jou kinders so seer nie, jy nog klein kinders ook. Of nie noodwendig eers vir kinders nie. Daar's al ander mense wat na ons lewens kyk. Ons wat onsself Christene noem. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde is uit God en elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Daar sy. Jesus se liefde. Dis die toonbeeld, Jesus se waarheid. Dis die voorbeeld. Met ander woorde, as ek in my huwelik of my gesinslewe of my algemene lewe wil goed en reg leef en op die pad van die waarheid wil bly, dan doen ek wat Jesus gedoen het. Jesus se liefde is 'n doenliefde. Jesus se liefde is nie 'n ek is lief vir jou sê ding, dis 'n werkwoord. En Jesus kom en hy lê sy lewe af. Hy self is die lam wat vir slagting gelei is. Hy het nie net dood gegaan aan die kruis nie. Hy was bereid om van sy hemelse Vader verlate te wees. Hy het ter helle neergedaal soos wat ons bely. Wat beteken dit? Hoe is dit om ter helle neergedaal te wees? Party mense sê Jesus was in die hel gewees. Ek dink ek sal nie so ver van nie, maar om van God verlate te wees is soos om in die hel te wees. Sal ons dit ooit beleef? Nee, geliefdes, broer en suster, jy sal dit nooit beleef nie. As jy glo dis die waarheid en jy volg daai waarheid, dan sal jy nooit weet wat is dit om sonder God te wees nie. Die hel sal jou nooit sien nie. Want Jesus het klaar die prys betaal. En ek as vader en ouer, ek is 'n voorbeeld vir my kinders in selfopoffering. Want as ek myself vir hulle kan gee op verskeie maniere, dan sal hulle ook leer om hulle self te gee vir mense rondom hulle. As ek hulle beskerm met alles wat in my is, sal hulle weet wat is dit om ander te beskerm. As ek hulle leiding gee, sal hulle vir ander ook leiers wees.
As ek die regte keuses maak, sal hulle ook leer om die regte keuses te maak en so vir God te dien in waarheid. Dit is vrek moeilik, maar dit is nie ondoenbaar nie. Want ons hoef dit nie uit onsself uit te doen nie. Ons hoef nie noodwendig harder te probeer nie, want ons gaan val, ons gaan foute maak. Ons het al baie foute gemaak. Waarvoor ons moet jammer sê vir die mense rondom ons en vir God. Maar ons het die Gees ontvang, sê Johannes. Ons het die Gees ontvang en hy help ons. Dit kos eenvoudig net om te vra, Here, help my om reg te lewe. Om 'n pa vir my kinders te wees. Om ons weerspieël God in ons lewens. Ons is navolgers van hom. Ons gebed is dat die Hemelse Vader vir elke vader, in die besonder op hierdie dag, maar vir elke ouer en vir elke gelowige, vir elke kind, die vermoë deur sy Heilige Gees te gee om tussen die geeste te kan onderskei. En as ons weet wat reg en goed is, as ons God se liefde ken, dat ons 'n beeld, 'n toonbeeld, 'n voorbeeld sal wees vir die rondom ons in Jesus se naam. Amen.